Prys die naam van die Here. So lekker om oor te vat in so 'n atmosfeer waar ek bewus is van die teenwoordigheid van die groot ek is. En ek weet hy is vanmôre hier. Amen. Is jy opgewonde? Amen. Ek is vanmôre opgewonde soos 'n ouetjie net voor sy verjaarsdag. Daai opgewondenheid, ek weet, die kom 'n geskenk. Hier kom iets. Dan wil ek vanmôre hier staan en gitaar speel. Ek kyk baie min oor die gemeente, maar my oog het op een mens geval in hierdie kerk vanmôre. Laat hy nie na my toe kom. Hy staan nie by my. Ek weet nie wat sy naam is nie, ek weet nie jou oudtyd. Anthony. Sy naam is Anthony. En sy hare is dik kwaai gegel. Lyk mooi. Maar Anthony staan hier terwyl almal sing. En hierdie seun se oor is toe. Met sy hande in die lug. Ek sê, Here, waar's meer sulke kinders wat besig is met die Here? Baie kinders in die kerk is op hulle selfone of op mamma se selfoon, want mamma en pappa wil hom stil hê, dan gee hulle hom maar die selfoon. Skeer dat hulle hom leer soos Anthony. Jy moet so aan hoor. Wat jy van Asweeg? Van Asweeg. Hy's van Asweeg en ek wil dit vanmôre verklaar. Wie is die eerste pastoor in die van Asweeg se familie? Dit is vir jou pa. Prys die naam van die Here. Dit het my laat dink aan my jong dag, Pastor Man. Ons was van kleins af besig met die dinge van die Here. Van kleins af besig om God te loof op die ouderdom van 8 jaar oud gevul met die Heilige Gees. Vandag is daar kinders wat 20, 25 is wat nie eens weet wat die Heilige Gees is nie. Amen. Maar dis vanmôre nie waaroor die woord gaan nie. Ek het vanmôre en ek wil vra bly by my. Dit gaan dalk bietjie deur mekaar klink, maar bly asseblief by my. En jy gaan weet waarheen ek op pad is. Met God se woord vanmôre. Halleluja. Ons gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot vers 13. Die ouens wat nou nie baie by die Bybel, by die huisbybel lees nie. Jy gaan nou vanmôre 'n bietjie Bybel lees. Amen. Is julle almal happy? Prys die naam van die Here. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. En hy het niks geëet in die dae nie, en toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. So in ander woorde, hy was mens, hy het honger geword. Ek gaan nie 10 dae maak nie, dan gaan ek sulke checks kry. Maar Jesus trek 40 dae, hoor wat sê die woord verder. En toe kom die duiwel en hy sê vir hom, jy sien maar die duiwel val jou aan wanneer jy swak is. Wanneer jy honger is, kom val hy jou aan. En hy sê vir hom, as jy die seun van God is, sê vir die klip dat dit moet brood word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblikse tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid. Hoor wat sê die Bybel, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoor. Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my, Satan. Want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as jy die seun van God is, werp jouself hier vandaan neer. Want daar is geskrywe, ek sal sy engele aangaande jou bevel gee om u te bewaar. En hulle sal jou op die hande dra, sodat u nie miskien die voet teen 'n klip stamp nie.
En Jesus antwoord en sê vir hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van hom gewyk. Ons het so pas gesing, how great is our God, sing with me, how great is our God. Maar vanmôre wil ek vir die kerk sê, luister, dat die koninkryke van hierdie wêreld behoort aan die vyand. En ons is besig om te aanskou dat dit duidelik en meer duideliker word dat die vyand, hoor my vanmôre, is besig om op 'n groot mate te wil bewys dat hy is die heerser van hierdie wêreld. Maar hoor my, by die einde van my boodskap sal jy verstaan waarheen ek op pad is. Kom ons lees Johannes 14, vers 28 tot vers 31. Hoor wat sê die Bybel. Hy sê, en julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg, en ek kom weer na julle toe, as julle my lief gehad het, sou julle bly wees. Dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. En ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het niks aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Deur 'n fase van beproewing, deur 'n fase van waar die vyand hom versoek het, deur 'n fase van dat hy gespot was en verloon was, kom Jesus en hy sê die woord, die duiwel het op my geen houvas nie. Dis wat hierdie skrif beteken. En hy kon dit met 'n oop hart sê, want toe die vyand kom om hom te versoek, het hy nie geval vir die stryk en die plan van die vyand, omdat hy geweet het wie hom gestuur het. En vanmôre wil ek die kerk sê, dat dieselfde God wat Jesus gestuur het, is aan hierdie dag nog steeds God, halleluja. God is God, and he will never change, halleluja. En hoor my, die wêreld is besig om soveel dinge te doen. Die afgelope paar jaar was daar so gespot op Christus, die seun van God. Paar jaar terug, toe was daar video's gemaak van manne wat met 'n kruis loop, kaal in die strate, asof hulle Christus is. En hierdie jaar by die Olympiese Spele spot hulle met die avondmaal van Jesus Christus. Wil ek vir jou sê, luister, kerk, word wakker, want ons leef in die laaste uur. Ons leef in 'n uur wanneer die verskyning van Jesus gaan plaasvind. Die vraag is vanmôre, are you ready? Is jy gereed om jou koning te ontmoet? Halleluja. Amen. Wanneer jy 'n afspraak maak, ek weet nou eens wat hulle afspraak maak en reël vir ete, dan maak hulle gereed en hulle haal uit Boetaai. Sodat jy, die ouens, hoor my, ek het al ouens gehoor wat sê, as jy kom kuier, moet jy die deurklokkie met jou elmboog druk. Sê, hoekom? Sê nie, want jy moet nie die hande kom nie, jy moet iets saambring. Want as gaste wat nooi sê, weet jy wat, bring niks aan nie. Alles is daar. Vanmôre kom Jesus en hy sê, gee my net jou hart. Gee my net jou hart. Dis al wat hy wil hê. Gee my jou hart. Halleluja. En
Hoor my vanmôre, ons kan dit nie betwis, ons kan dit nie wegspreek nie, maar dat die magte van die vyand is besig om oortyd te werk. It's in a full-time swing that the enemy is out to destroy marriages. Hy's uit om families, hy's gesinne, selfs kerke uit mekaar te steel. Toe Jesus die besetene van Gadara na hom toe kom, toe vra Jesus vir hom, wie is jy, wat is jou naam? Sy het laasweek 'n voorval gehad in hierdie bid hier, waar die vyand vir hom sy naam sê. Pastor, what was his name? Namos. Dis 'n werklikheid hoor, ons moenie dink hierdie is speletjies nie. Hoor my vanmôre, wat hy 'n gape kry. When you allow him, he's going to destroy you. Hy's nie jou speelmaat nie. En men Jesus het dit agtergekom met sy swakheid. Het hy vir hom bly sê, daar staan geskrywe, halleluja. En kerk van God, ek wil vanmôre vir jou sê, die uur het aangebreek, dat ek en jy sal verklaar, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe, halleluja. Daar staan geskrywe. En my lewe moet kan getuig dat ek leef soos dit wat daar geskrywe staan. Amen. Tot eer en verheerliking van die naam van die Here. Ons gaan vanmôre nagmaal hou. En jy sal nou vir my sê, eendag pastoor, waar preek jy? Jy's die kant en dan is jy daai kant, hoor my vanmôre. Bly by my. Bly by my. They've mocked Jesus. They've mocked die avondmaaltafel, die laaste ete, het hulle gespot. En ek sien hulle groot verskoning gevra en gesê, dit was nie die eintlike doel nie, dit was dit en ek dink wat navorsing gaan doen het uitgevind, die gode wat hulle nou bekend doen, is gode wat die wêreld wil verwoes. Maar dank God vanmôre, ek en jy weet, halleluja, greater is he that is in me than he that is in the world. Sê vir die ou langs jou, hy is groter. Hy is groter. Halleluja, hy is groter, my sê. Groter is hy die in ons is, as hy wat in die wêreld is. They mocked my Jesus. They've mocked the crucifixion. They mocked his table. Maar kyk, hoor my vanmôre. Hulle sal nooit die bloed van Jesus kan bespot nie. Halleluja. Die bloed van Jesus sal hulle nooit in der ewigheid kan bespot nie. Want geen mens se bloed is soos daardie bloed nie. So they can do and try what they like, but the blood of Jesus is incomprehensible. Hulle kan dit nie bespot nie. En ek het nuus van die wêreld vanmôre, daardie bloed sal nooit sy krag verloor nie. Toe hy opvaar en hy sê dit volbring, ek laat die Heilige Gees by julle, hoor my vanmôre, en daardie bloed se krag nog steeds 'n inwerking. En dit nog steeds 'n impak op my en in jou lewe. What can wash away my sins? Omo, surf, bleach. No. Nothing. Niks behalwe die bloed van Jesus kan my jou sonde wegwas nie. Ek wil vanmôre vir die duiwel en al sy trawante sê, luister nie. Julle kan spot met wat julle wil, maar julle dag kom. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer julle sal staan voor die groot God wat julle so uitdaag en tand en spot en betaal vir dit wat julle gesê en gedoen het. Maar hoor my, sy bloed verlos.
uit Satans mag. Sy bloed maak slawe vry. Ek wil vanmôre vir die kerk aanmoedig, hoor my vanmôre, don't think this is old-fashioned preaching. Sonder die bloed van Jesus, hoor my vanmôre, is die kerk 'n ronde nul. Jy kan hoe hard sing, jy kan hoe hard preek, jy kan hoe hard doen wat jy wil, maar as jy nie gereinig is nie, die bloed van Jesus, hoor my, is jy nog steeds vas aan hierdie wêreld. Amen. Maar dank die Here vanmôre. Ek het die laaste skrif, Galasiërs 6, vers 7 tot vers 8. Hoor wat sê die Bybel, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees, die ewige lewe maai. Amen. God laat hom nie bespot nie. En baie plekke in die wêreld het daar 'n ontsettende opstand gekom rondom dit wat gebeur het by die Olimpiese spele. Dit is die trekpunt van die hele wêreld waar almal, elke land se sport manne en vroue teenwoordig is. En op daardie platform kom die duiwel met hierdie plan na vore. Ek dank vanmôre die Here. His days are counted. Sy dae is getel. En dis hoekom dit van kardinale belang is dat elke mens geen kompromie met die vyand sal aangaan nie, maar sal weet, halleluja. Die Bybel sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou al wegvlug. Hoor my, as hy so arrogant is om die seun van God aan te vat, wie is jy en wie is ek? Amen. En ek en jy kan staande bly, halleluja. Weet, ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos, daarom sing ek so bly. So hoor my, laat die wêreld doen en te kere gaan soos hulle wil. Weet jy wat, dit maak net my en jou oop, dat ons kan besef. Something is about to happen. Something is on its way. Amen. En broeder en suster, kyk van Jesus Christus. Die bloed van Jesus spreek harder en dieper as die bloed van Kain, Abel. Hoor 'n gesegde, hy sê, Cain killed Abel. Maar so deur die jare toe die ouens nou navorsing gedoen en gesien het, but not only Cain, it was his brother Jack and Gordon that killed Abel. En weet jy wat, my broer en my suster, al wat ek en jy in hierdie dag moet doen, take this whole world, want hierdie wêreld is nie my tuiste nie. Amen. Ek is tydelik hier. Hy het gegaan om vir my 'n plek te berei, sodat waar hy is, ek ook kan wees. Maar loof die naam van die Here, kom ek en u gryp vanmôre hierdie geleentheid vas en sê, Here, I don't care what the world says. I don't care what the world thinks. I know what the word says. Ek weet wat die woord sê. En die woord staan vandag nog, dat ek en u is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus, wat ons die krag gee. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Halleluja. Hoor die woord vanmôre. Toe die vyand, toe Jesus hierdie ou aanvat,
En hy sê vir hom, wat is jou naam? Hy sê, ons is legioen. Dis 'n weermag. Nou hoor my vanmôre, ek wil nie die vyand boost nie, want hy is my vyand, he is my enemy. Maar hoor vanmôre sy struktuur en sy plan. Jy het nog nooit gehoor van een duiwel wat 'n ander duiwel aanvat nie. Jy het nog nooit gehoor van een demoon wat 'n ander demoon aanvat nie. Hulle staan saam, hulle is een. Dis hoekom hulle 'n legioen is, soos 'n weermag. Paraat. On a mission to destroy. On a mission to get you into hell. That's their mission. Stryd. Kan nie doekies omdraai vanmôre nie. En hierdie prentjie mooi maak nie. Al hoor my vanmôre. Hoekom in die kerk moet ons hoor dat pastore mekaar aanvat? Die Methodiste vat die ou apostels aan, die NG vat die Pinksters aan, en so is dit dat die kerke mekaar aanvat, maar hoor my, die demone staan vas, en ek wil vanmôre vir die kerk sê, die uur het aangebreek, dat ons hande vat en saam staan. Amen. Amen. Terugkeer. Niks sal my skei van die liefde van Jesus nie. Nothing. Nothing. Sy bloed spreek vandag nog van genesing, oorwinning, verlossing en redding. Ek en jy, terwyl ons aan hierdie tafel gaan deelneem vanmôre, sê Here, dit wat in hierdie wêreld aangaan, gaan my nie aan nie. I'm not worried. I'm concerned that I must be prepared for the rapture of the church. Ek moet gereed wees vir wanneer Jesus kom. En kerk, dis baie, baie nader as wat ek nie besef. Of dat. Ag, die Here vanmôre hierdie woord in jou hart seën en onthou. You was tempted, you stood. Voor hy opvaar, toe sê die duiwel het geen vatplek op my nie. En vanmôre draai daai dieselfde woord oor aan my en aan jou. Die duiwel het geen vatplek op ons nie. Die vatplek wat hy het, is wat jy vir hom gee. Amen. Maar kyk, hoor my vanmôre, die bloed van Jesus, God se seun, reinig van alle sonde. En hy maak vry. Daardie bloed het nog nie sy krag verloor nie. 2024, that blood is still speaking today. En ek wil dit herhaal, hulle kan nooit met die bloed van koning Jesus sal hulle kan spot hou nie, nooit. Want as net Jesus se bloed alleen. Prys die Here, die Here seën. Halleluja. Pastor Man, oor vir jou vir die woord.